Goeiedag luisteraars. Weereens baie hartlik welkom by vandag se program. Dit is vir my 'n besonderse voorreg om hierdie tweede program in ons reeks saam met julle te deel. As jy program 1 geluister het, sal jy onthou dat ons gepraat het van God se nabyheid aan die gebrokenis. En vandag gaan ons 'n stap verder en ons gaan praat oor vrylating. Ons kernvers bly Lukas 4 vers 18, waar Jesus sy roeping uitspreek. Hy sê, die Gees van die Here is op my. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes aan te kondig. Wanneer Jesus van gevangenes praat hy nie van mense wat in tronke sit nie. Hy praat van mense wat vasgevang is in hulle eie harte. Mense wat vasgevang is in seer, in skuld en skaamte, woede, in bitterheid, in vrees, verslawing, in selfverwerping, in trauma. Mense wat voel, hulle kan nie ontsnap nie. Mense wat voel hulle is vas in 'n siklus wat hulle nie kan breek nie. As jy vandag luister en jy voel vasgevang, in enige vorm, dan is hierdie program vir jou. Wanneer ons van gevangenes praat ons maklik van tralies en van mure. Maar die tronk met die hoogste mure is nie fisies nie. Dit is emosioneel en geestelik. Baie mense leef in 'n innerlike tronk wat niemand anders kan sien nie. Hulle lag en werk, funksioneer, maar binne-in voel hulle vas. Innerlike gevangenes kan baie vorms aanneem. Vasgevang in woede wat nie wil weggaan nie. Of in skuld oor iets wat jare terug gebeur het. Dalk skaam oor iets wat niemand van weet nie. Of bitterheid teenoor iemand wat jou seer gemaak het. Daardie vrees wat jou beheer. Of selfhaat, selfverwerping. Dalk vasgevang in 'n verslawing wat jou identiteit kom steel. Dalk is jy vasgevang in 'n trauma wat jou siel vasdruk. En die gevaar van innerlike gevangenskap is dat dit jou laat glo dat jy sal nooit verander nie. Daardie innerlike gevangenskap sê vir jou, jy is vas, jy is klaar, jy is gebroke, daar is nie hoop vir jou nie, jy is te ver. Maar Jesus sê die teenoorgestelde. Hy sê, ek het gekom om jou vry te maak. Trauma is een van die sterkste vorme van innerlike gevangenskap. Trauma bind nie net jou emosies nie. Dit bind jou denke, jou reaksies en jou identiteit. Dit laat jou glo jy is nie veilig nie. Dit laat jou glo jy is nie goed genoeg nie. Dit laat jou glo jy is alleen. Dit laat jou glo jy moet altyd in alles in beheer wees. Dit laat jou glo jy moet jouself beskerm teen mense, teen liefde, selfs teen God. Trauma maak jou hart hard. Nie omdat jy wil nie, maar omdat jy moes oorleef het. Trauma maak jou stil, en dit is nie omdat jy nie wil praat nie, maar omdat jy net nie die woorde het nie. Trauma maak jou bang. Nie omdat jy swak is nie, maar omdat jy net vir te lank te veel moes dra. Maar Jesus het nie gekom om jou trauma te veroordeel nie. Hy het gekom om jou daarvan te bevry. Hy het gekom om die kettinge te breek wat jy self nie kan breek nie. Hy het gekom om vir jou te wys dat jy nie altyd hoef vas te wees nie. Kom ons gaan terug na Lukas 4 vers 18. Jesus staan in die sinagoge, hy kyk na daardie boekrol en hy lees die profesie van Jesaja. Die Gees van die Here is op my. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes aan te kondig. En hierdie woorde kan vir ons mooi klink, dit kan vir ons poëties klink. Maar hierdie is nie net 'n simboliese gedagte nie. Dis 'n verklaring van oorlog teen alles wat jou vasbind.
Dit is Jesus wat sê, ek het nie net gekom om vir jou te troos nie, ek het gekom om jou los te maak. Hy het gekom om daai kettinge af te breek. Hy het gekom om jou uit jou innerlike tronk te lei. Hy het gekom om jou te laat leef. En wanneer Jesus jou vrymaak, doen hy dit volledig. Nie halfpad nie, nie tydelik of oppervlakkig nie. Diep, werklik, permanent. Kom ons staan 'n oomblik stil by 'n paar mense wat Jesus vrygemaak het. Ons kyk na die man wat deur demone vasgehou was in Markus 5. Hierdie man was vasgevang in duisternis wat niemand kon verstaan het nie. Hy het in grafte gewoon. Hy het homself beseer, hy was alleen, verwerp, gevrees. Niemand kon hom vasbind nie, maar hy was vasgebind deur iets veel dieper as kettinge. En dan kom Jesus. Nie bang nie, nie afkerend of veroordelend nie. Jesus stap direk na hom toe, praat met hom. Jesus sien die mens en nie die chaos nie. En in een oomblik val die kettinge. En die man staan daar, geklee, nugter, heel. Wat beteken dit vir jou? Dit beteken vir jou dat daar is geen duisternis in jou wat Jesus nie kan binnestap nie. Daar is geen chaos in jou wat hom kan afskrik nie. Daar is geen binding in jou wat vir hom te sterk is nie. Ons gaan kyk na die vrou wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het in Markus 5. Sy was vasgevang in skaamte, in isolasie, vasgevang in 'n liggaam wat nie wou genees nie, vasgevang in 'n kultuur wat haar onrein verklaar het. Sy het alles probeer, al haar geld spandeer. Sy het al haar hoop verloor, maar toe raak sy Jesus aan. En nie eers Jesus se hand nie, net die soem van sy kleed. En onmiddellik breek die kettinge van skaamte. Onmiddellik is sy gesond. En onmiddellik word sy raak gesien. Jesus draai om en sê, dogter. Dis die eerste keer in die evangelies dat hy iemand so noem. Wat beteken dit vir jou? Dit beteken vir jou dat Jesus bevry jou nie net van jou pyn nie. Hy kom ook en hy herstel jou identiteit. Hy noem jou dogter, seun. Hy noem jou syne. Ons kan gaan kyk na die vrou wat in oorspel gevang is in Johannes 8. Sy was vasgevang in skuld. Vasgevang in 'n oomblik van swakheid. Vasgevang in die oordeel van mense. Vasgevang in die vrees van doodstraf. Maar Jesus kyk na haar en sê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en sondig nie meer nie. Hy bevry haar van haar skuld. Hy bevry haar van haar skaamte. Hy bevry haar van die oordeel en van haar verlede. En vandag kan jy weet, daar is geen sonde in jou lewe wat Jesus nie kan vergewe nie. Geen foute wat hy nie kan herstel nie. En geen verlede wat hy nie kan herskryf nie. Wanneer Jesus bevry, sien ons die heeltyd hier dieselfde patroon. Eerstens kom hy naby. Hy wag nie vir jou om hom te vind nie. Hy kom en hy kom vind jou. Hy raak aan. Nie net jou omstandighede nie, maar jou hart. En dan spreek hy waarheid. Nie oordeel nie, maar 'n waarheid wat vrymaak. Hy breek daai kettinge, nie net simbolies nie, maar werklik. En dan lê hy jou uit die tronk uit, met die woorde staan op, kom uit, jy is vry. En hy sê dit vandag vir jou. Hy sê dit vir jou vrees, kom uit, vir jou skaamte, vir jou skuld, jou bitterheid, trauma. Hy sê dit vir jou hart,
Jy is vry. Wanneer ons van bevryding praat, dink mense baie maklik, ek moet harder probeer, ek moet sterker wees, ek moet dit self regkry. Maar geliefde, selfbevryding en goddelike bevryding is twee heeltemal verskillende wêrelde. Dit lyk anders, dit voel anders, en hulle werk anders. En net een van hulle bring ware, blyende vryheid. Kom ons beweeg stadig deur hierdie twee paaie. Die pad van selfbevryding en die pad van goddelike bevryding. Selfbevryding klink edel en sterk. Dit klink soos wilskrag. Maar dit lei na die eintlike selfde plek toe, uitputting. Selfbevryding lyk soos ek werk harder, ek is sterk, ek ruk my emosies reg, ek ignoreer my pyn. Ek gaan my trane terughou. Ek gaan my verlede toeplak. Ek gaan positief dink en positief voel, terwyl my hart bloei. Selfbevryding lyk soos, jy oortuig jouself dat jy is oor dit. Dit is 'n pad van, ek moet dit self regmaak en self dra. Ek moet dit self verander en ek moet in beheer wees. Maar hierdie pad het een baie groot probleem. Dit begin by jou krag. En jou krag raak op. Selfbevryding hou net vir 'n rukkie. Dit gee jou net genoeg asem om weer te sink. Dit gee jou net genoeg moed om weer te val. Dit gee jou net genoeg glimlag voordat jy weer breek. Selfbevryding is soos om jou eie kettinge te probeer oopsluit met 'n sleutel wat nie pas nie. Jy draai en draai, maar die slot bly toe. Goddelike bevryding werk heeltemal anderster, want dit begin nie by jou nie, dit begin by God. Dit begin nie by jou eie krag nie, maar by oorgawe. Goddelike bevryding begin nie by jou prestasies nie, maar jou erkenning. Dit begin nie by jou eie pogings nie, maar by jou, Here, ek kan nie meer nie. Goddelike bevryding is nie passief nie. Dit is nie om op te gee nie. Dit beteken nie dat jy ophou veg nie, maar dit beteken dat jy ophou veg teen die verkeerde vyand, jouself. En om jou hart oop te maak vir die een wat werklik kan vrymaak. Goddelike bevryding lyk soos, Here, ek gee hierdie ding vir U. Ek kan dit nie dra nie. Here, ek is moeg. Ek is vas. Here, ek het U nodig. Dis 'n pad waar jy ophou om jou eie redder te probeer wees en toelaat dat Jesus jou redder is. Daar is 'n heilige geheim in die geestelike lewe. God werk die kragtigste wanneer ons die swakste en die sagste word. Wanneer jy ophou veg, kan God begin werk. Wanneer jy ophou probeer beheer, kan God begin om te genees. Wanneer jy ophou wegkruip, kan God begin bevry. Selfbevryding sê, ek sal dit self regmaak, terwyl goddelike bevryding sê, Here, kom maak my reg. Waar selfbevryding sê, ek moet sterk wees, sê goddelike bevryding, God se krag word in my swakheid volbring. Waar selfbevryding sê, ek moet dit vergeet, sê goddelike bevryding, ek sal dit genees. Ek hoef dit nie weg te druk nie, want God sê, bring dit vir my. Ek hoef nie daaroor te kom nie, want die Here sal my hierdeur dra. Goddelike bevryding is nie dramaties nie, dis nie altyd hierdie wow groot oomblikke nie. Dis nie altyd 'n skielike wonderwerk nie. Soms is dit 'n sagte fluistering van jy hoef nie meer bang te wees nie. Soms is daar net 'n klein skuif in jou hart wat sê ek kan laat gaan.
En soms is dit net 'n traan wat jy so lank teruggehou het, wat nodig gehad het om gestort te word. Soms is dit 'n vrede wat jy nie kan verduidelik nie, 'n gewig wat skielik ligter voel. Soms is dit 'n ketting wat jy nie eers geweet het jy dra nie, wat net stilweg afval. Goddelike bevryding is nie altyd sigbaar nie, maar is baie werklik. God se bevryding is volhoudend. Dit hou nie net 'n rukkie nie, maar 'n leeftyd. Dit gee jou nie net 'n bietjie asem nie. Dit gee vir jou nuwe lewe. Dit gee vir jou nie net 'n bietjie hoop nie, dit gee vir jou 'n nuwe identiteit. Dit gee jou nie 'n bietjie krag nie. Goddelike bevryding gee vir jou die Heilige Gees binne jou. Luisteraar, jy hoef nie meer self te probeer nie. Jy hoef nie meer te veg nie, jy hoef nie meer jouself te bewys en jouself te hoef te dra nie. Jesus het nie gekom om jou te help om jouself te bevry nie. Hy het gekom om jou te bevry. Hy wag nie dat jy eers moet sterker word nie. Hy wil net hê dat jy moet oopmaak. Hy wil net hê dat jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Want dit is die plek waar sy bevryding begin. Luisteraars, ek wil julle nooi om saam met my in te stap in 'n oomblik waar jy nie hoef te presteer nie. Nie hoef sterk te wees of te verduidelik nie. 'n Oomblik waar jy net kan wees en net asemhaal en net oopmaak. Kom ons beweeg deur die volgende paar stappe en ons vra vir die Here om vir jou vry te maak. Ons begin deur te erken dat jy vas is. Sit vir 'n oomblik stil en voel net jou eie hart klop en sê, Here, ek is vas. En hierdie is nie 'n skuldgevoel nie, dit is nie 'n mislukking nie. Dis net waarheid. Wanneer jy erken waar jy vas is, wanneer jy erken dat jy sukkel met vrees of woede, dalk skaamte, erken daai trauma, daai verslawings, daai selfverwerping. Wanneer jy dit erken, dan begin jy die deur oopmaak vir God om in te kom. Erkenning is nie swakheid nie. Erkenning is die sleutel wat die slot oopdraai. En dan nooi ons vir Jesus om in die tronk saam met ons in te kom. Want hy kom en bevry jou hier van binne af en nie van buite nie. Baie keer sit en wag ons dat God ons uit die tronk sal kom haal. Maar Jesus begin hier binne in ons harte. Hy kom in jou donker kamer in. Hy kom sit langs jou op daai koue vloer. Hy kom haal jou nie uit jou seer nie. Hy kom haal jou deur jou seer. Jesus, kom in my tronk in. Kom in my seer in, Here. Kom in my skaamte, in my heilige plek. Hy is nie bang vir jou donker nie, want hy is die lig. En laat ons dan vir Heilige Gees toelaat om vir ons te wys wat ons bind. Hy wys sag, hy's nooit hard nie. Heilige Gees is nie 'n aanklaer nie, hy's 'n trooster. Hy wys nie die vinger nie. Hy wys net liefde. Heilige Gees, wys my wat my bind. En luister dan. Hy wys net wat jy gereed is om te sien. Hy wys net wat jy gereed is om te genees. Wees dan bereid om te laat gaan. Here, ek laat gaan. Ek laat gaan van wat my seer maak. Ek laat gaan van dit wat my bind. Ek laat gaan van dit wat my terughou. Laat jou hande letterlik oopval as 'n teken van oorgawe. En dan glo en weet dat jy is vry.
Jesus het nie gekom vir sommiges nie. Hy het gekom vir jou. Dankie Jesus vir elkeen wat U vandag vrygemaak het. In die naam van Jesus Christus. Amen.